Goeiemôre almal. Dit is baie lekker om vanoggend saam met julle te kan kom kuier hierso op die eerste Sondag van 2026. Nou, dit is regtig 'n fees om te weet dat ons saam uit die woord van die Here kan uitlees en saam iets kan uitkry wat ons kan invat verder in vir die jaar wat voorlê. So met dit gaan net 'n paar afkondigings. Soos julle weet, volgende week is ons eerste Sondag dan nou in persoon weer hierso in die kerk, die 11de Januarie, so asseblief my almal kom lekker saam en kom kuier saam rondom die woord. En dan sal daar ook koffie en tee na die tyd wees, wat ons weer lekker kan saam opvang en kan hoor van al die nuus en al die vakansiestories wat ons gehad het. So ons sien baie uit na daai enetjie. En dan ook die week daarna, die 18de, is ons gesinsdiens wat ons het, waar ons almal bymekaar kom en lekker saam as gesinne die Here loof en prys, en dan ook dat ons 'n nagmaalsdiens het, en dan is dit die nuwejaarsbraai wat ons het na die tyd. So asseblief in hierdie volgende paar dae, dat weet ons wie almal kom, dat ons genoeg plek regmaak vir elke liewe enetjie, en dat ons saam ook die jaar so kan afskop. En dit is ook dan wanneer ons jeug gaan begin, so ons gaan dan lekker saam met ons jeug ook kuier daardie dag, en dan in 'n vorentoe op Sondag, wanneer ons sonnaskool dan nou aangaan. So dit is so kortliks vinnig ons afkondigings vir vandag. Ons is regtig baie geseënd en bevoorreg om so saam met mekaar te kan kuier hier aanlyn met die Here wat teenwoordig is. So kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om vir die eerste Sondag van die jaar hierso by mekaar te kan kom. Here, om rondom die woord te kan kom kuier en 'n boodskap te kan ontvang, Here, wat ons vir die week kan indra, Here, maar ook wat ons gedagtes kan verander, sodat ons kan uitstap en 'n verskil kan maak in dit wat voorlê. Here, dankie ook dat U met ons elkeen besig is, dat U met ons elkeen op pad is, en dat ons glad nie alleen is nie, Here. En dankie dat U besig is om met ons te werk, en ons te kom vorm in die geloof, en dat ons kan weet, Here, dat die liefde vir ons groot is, en dat die genade vir ons goed is. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. So vanoggend se teks en tema is wees beskikbaar en bereikbaar. En ons gaan lees uit Lukas 10 uit, vers 25 tot en met vers 37, die van julle wat so lank daar wil oopmaak. Nou, om mee te begin, ek weet nie wie van julle het nog skorrelgoed of goed wat julle moet skoonmaak na die naweek se kuier wat ons gehad het, nee. Waar ons nie weer ingegaan het, ook saam met familie en vriende, of dalk 'n bietjie alleen, en ons het ook nie die guts gehad om alles skoon te maak en reg te pak en weg te pak en sulke goed nie. Maar ek hoop regtig dit was 'n lekker geseënde tyd geweest vir elkeen van julle. Maar soos wat ons nou hierso met die eerste Sondag ook hier by mekaar kom, al is dit aanlyn, kan ons sê, maar ons wil seker maak dat ons skoon is en reg is en alles reggepak is vir die jaar wat voorlê. Ons wil seker maak dat ons reg gekeer is, ons het alles wat ons nodig het, sodat ons die jaar kan aanpak en die goed kan gaan doen wat nodig is. Maar party van ons is nog 'n bietjie in vakansiemode, party van ons het nog lekker vakansie, ons rus nog, en dit is goed. Ons elkeen het die rus nodig, ons elkeen het nodig om 'n bietjie te kan ontspan, en ons gun dit vir mekaar ook, om dit te kan gee. So, en die van julle wat dalk nou klaar reeds besig is om voor te berei vir werk en skool, baie sterkte met dit ook, want dit is, skool is ook om die draai, en party van ons begin al eintlik môre weer te werk, of party van ons het nog so 'n week vakansie. So wat ook al julle voorbereiding is, sterkte met dit. En ek weet regtig dat hierdie pad wat ons stap nog ons 'n groot stap, 'n pad is, dat ons weet nie wat die jaar inhou nie. Maar tog vanoggend hierdie een vraag van, is ons reg en is alles in orde in ons lewens, in ons geestelike lewe, in ons fisiese lewe? Dis nog 'n baie sterk vraag, maar ek weet nogals ook met dit, is dit nodig om dit te vra. Want baie keer het ons 'n nood, en ons weet nie wie om altyd te vra, soos ons het 'n nood, kan julle ons help nie? Of ons brand vas, of ons weet nie om hierdie keuse te maak nie, of ons weet nie om daai goed te doen nie, of wat dit ook al mag wees. Ons het iemand nodig, ons het hulp nodig, want dinge is altyd die mekaar in ons koppe en goed, maar tog is daar altyd iemand wat bereid is om uit te reik. Iemand wat bereid is om ons te help. En dit is juist 'n gedeelte waaroor ek vanoggend wil gesels. Iemand wat uitreik en help sonder dat hulle gedink het dit is wat hulle die dag gaan doen. Nou Jesus vertel hierdie gelykenis in Lukas 10
van hierdie een man wat net gestap het, sy eie dinge gedink het en gedoen het, nie gewaar het oor enigiets rondom nie. Maar so het dit gebeur dat sy hele dag te verander het, omdat hy net 'n stukkie barmhartigheid in hom gehad het en gaan uitreik het. Hy het iemand wat langs die pad gelet het en nie geken nie. Maar hy het gevoel, dit is wat hy moet doen, hy moet gaan help, hy moet uitreik. En daarom, kom ons lees saam hierdie gedeelte van die barmhartige Samaritaan uit Lukas 10 uit. Dit sê daar so vanaf vers 25. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetsgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langskom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en vir hom na die herberg toe geneem om hom daar verder te versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkostes met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetsgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Nou in hierdie gedeelte, baie bekende gedeelte, wat ons nou al baie oor gepraat het en baie mense het nou al goed geredeneer daaroor, en tog is daar 'n baie sterk boodskap wat steeds elke liewe dag vir ons uitkom in hierdie teksgedeelte. Nou Jesus is besig om te gesels rondom klomp mense, daar's 'n klomp skare rondom hom en daar staan wetsgeleerders ook. En hierdie wetsgeleerders wil hom vastrek want hulle hou nie van Jesus nie en hulle wil regtig kry dat hy moet iets sê wat nie reg is nie, so hulle wil hom omkant vang en hulle vra maar hoe kan hulle die ewige lewe verkry? Hoe kan hulle hierdie goed doen wat nodig is om te doen? En Jesus sê vir hulle, maar wat staan in die wet van Moses? So Jesus wat die wet ken, wil ook seker maak dat hulle die wet ken en weet wat daarin staan. En dis nogal sterk, want daai tyd was dit so gewees, so as jy 'n wetsgeleerde is, moet jy presies weet woord vir woord wat in die wet voorkom. So Jesus vra hulle toe en die wetsgeleerde sê toe nou maar vir Jesus, maar hoorie, so jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, al jou kragte en jou verstand. En dan ook moet jy jou naaste lief hê soos jouself. So dis baie beïndruk. Jesus is baie tevrede met die antwoord, want dit is presies wat dit is. En dit is wat Moses van God af gehoor het wat hy moet deurgee aan die volk. So eintlik die wetsgeleerde is, moet nou al reeds hierdie wette toepas. Moet nou al so deel wees van hulle lewens. Maar die wetsgeleerdes was eintlik nou baie skepties geweest oor hierdie uitnodiging wat Jesus dan nou vir hulle vra of gee en sê maar gaan doen dit. Gaan leef dit wat in die wet staan. En spesifiek Jesus sê gaan wees lief vir jou naaste. En dan wonder ons nogals, en dis gesprekke wat nou al baie opgekom het van wie is ons naaste? Is ons naaste ons gesin? Die mense wat ons elke dag sien? Is ons naaste die mense wat in die kantoor reg langs ons sit?
Of selfs die mense wat in die ry staan in die winkel, saam met ons, voor, agter, langs ons, waar ook al. Wie sal ons beskryf as ons naaste? Nou, ons sal 'n bietjie nou nog verder gesels oor wie ons naaste is. Nou, in hierdie geskiedenis van die teks wat Jesus vertel, word hierdie man aangeval. En 10-1 was hierdie man besig, of op besigheidsreis gewees, tussen Jerusalem en Jerigo. Nou, dit is nogal so ver end uit mekaar uit gewees. En, soos vandag se paaie, moet die mens versigtig wees. En daai tyd was iemand 10-1 versigtig, maar enigiets kan gebeur, op die tyd wat jy die minste verwag. Hy stap daar en hy is besig om dalk goed uit te redeneer in sy kop, of 'n besigheidsplan reg te kry, of om net te dink oor dit wat dalk gebeur het in die vergadering, of dit wat hy hoop gaan gebeur in die vergadering. Ons weet nie wat in sy gedagtes rarig aangegaan het nie. Maar toe die minste verwag word hy aangeval. En glo my, dit is iets wat ons vir niemand toe wens nie. Ons weet dit is seer. Ons weet dit breek 'n mens. Buite kan jy pleister opplak. Jy kan vinnig iets opsit om dit te laat beter lyk. Maar binne maak dit seer. Binne is jy gebroken as gevolg van dit wat gebeur het. En ons weet nie altyd hoe om dit te oorkom of daardeur te werk nie. Maar tog is Jesus hier besig om deur dit vir ons 'n boodskap te kom bring. Hierdie optrede van die mense wat die aanvallers is. Ons verstaan nie hoekom hulle dit doen nie. Ons verstaan nie hoekom hulle mag uitoefen op iemand anders en hulle wil seermaak en benadeel of selfs doodmaak nie. Hoekom wil hulle so optree? Hoekom wil hulle skade aan iemand rig en goed steel by hulle as dit nie God se plan van die begin was nie? God se plan is daar om mekaar lief te hê, mekaar te ondersteun, mekaar te help. Maar hierdie aanvallers maak seer. Hulle breek af, hulle kraak af, hulle los nie net fisiese letsels buitekant op die liggaam nie, maar innerlike letsels wat seer maak, wat vrees veroorsaak. Nou hierdie man, hy lê half dood daar op die grond, sonder klere, niks aan nie. Hy hoor hierdie voetstappe wat aankom en ek dink op daardie stadium as 'n mens so aangeval word, dan is ons voetstappe, iemand gaan my help. Iemand gaan deurkom. Ek het nie nodig om te praat en ek kan sien iets is fout. En daar stap 'n priester verby. Priester wat iemand is wat vir die kerk werk, of wat hoog is en wat eintlik supposed te wees om barmhartigheid uit te wys, draai sy rug en sê ek gaan nie betrokke raak nie. Stap weg. Hy kyk nie na 'n man se rigting nie. Hy los hom net om daar te lê in sy eie seer. En nie lank daarna nie, is daar weer klomp voetstappe wat by die man hoor. En met so skreefie wat sy oogies oopmaak, omdat hy seer het en vol pyn is en goed, sien hy maar, dis 'n leviet wat verbystap. En 'n leviet is ook iemand wat vir die kerk werk, ook iemand wat supposed to be is om barmhartigheid uit te wys en om te gee. Maar ook is hy net van, ek sien nie nou kans om iemand te help nie. Ek moet loop, ek kan nie nou gesien word en iemand help wat in pyn is nie. Dis nie waarvoor ek nou op pad is nie. En dis hartseer. Maar na ruk, soos die man nog daar lê en hy weet nie hoe hy gaan opkom nie, hy weet nie waar die seer en die pyn gaan wegvat nie, hy weet nie of iemand hom tog gaan help nie, of gaan iemand hom mis nie. Hy hoor weer voetstappe aankom en dis ver en ewesklik word dit vinniger en harder en totdat dit doodstil word. En iemand se stem wat uitroep, "Is jy okay? Wat gaan aan? Wat het gebeur? Is jy wakker?" Iemand wat uitreik. Iemand wat stop. Iemand wat hoor wat gaan aan. Hier is hierdie bekommerde Samaritaanse man wat sien hoe hierdie man seer gekry het, wat sien wat met hom gebeur het. Hy los hom nie net nie, hy loop nie net ver langs by nie, hy ignoreer hom nie. Hy gaan na hom toe en hy gaan kyk of hy okay is. Hy versorg hom waar dit nodig is om hom te versorg en hy laai hom op sy rydier en hy vat hom na die naaste herberg toe en hy versorg hom daar verder en
Hy sê vir die herbergier, maar hoorie, so daar's ons nog geld behandel om help omdat hy sterk word sodat hy kan op die been kom en as daar nog meer geld sal ek dit kom betaal. Want ek wil help, ek wil uitreik. Al kan ek ook nie noodwendig altyd fisies daar wees nie, maar ek kan iets vir jou gee om die persoon te help. En dis wat vir my mooi is. Hierdie tyd het hierdie man dames gelê en gedink, weet maar, daar's niemand wat my gaan help nie. Daar's niemand wat gaan uitreik nie. En hier kom iemand wat hy glad nie verwag nie, 'n wildsvreemdeling, iemand wat nie eens in dieselfde volk behoort as wat hy is nie. Kom ek kom help hom. Kom lig hom op en vat hom na 'n plek toe, sodat hy nog versorging kan kry. En dis nogal sterk. Want ja, soos dat hierdie Samaritaan fisies gehelp het, opgetel het sy wonde, behandel het en goed na 'n plek toe gevat het, geld betaal het, sodat iemand anders ook na hom kan omsien. Maar het hulle emosioneel ook geconnect. Was daar gesprekke wat plaasgevind het. Het hierdie Samaritaan so uitgereik om te hoor wat gebeur het en wat in hierdie man se binneste aangaan. Ons sal dit nie weet nie, maar dit is tog wat ons af inlees in hierdie verhaal, want hoe anders kan iemand help, fisies help as 'n mens nie praat nie. So juis in dit, is dit ons naaste. Iemand wat ons nie ken nie. Iemand wat ons nie weet wat regtig gebeur het nie, maar ons reik uit en ons help. En Jesus self, soos hy hierdie gelykenis vertel, kan ons dit sien dat dit in sy lewe ook deurkom. Jesus is die grootste voorbeeld van barmhartig wees en barmhartigheid teenoor ons naaste uitwys. Daarom sê hy maar, in sy eie lewe gaan hy gereeld in afsondering, in gebed in, om geestelik en innerlik sterk te word by die Here, sodat hy kan uitgaan en barmhartigheid gaan bewys. Sodat hy ander mense kan gaan help, waar daar hulp nodig is, dat hy liefde en omgee kan gee, waar daar nie is nie. Hy sien die nood raak, en hy gaan leef die hulp uit, wat daar nodig is. Maar tog het dit nie net in die fisiese goed gebly, wat Jesus self so uitgeleef het nie. Jesus se grootste barmhartigheid wat hy bewys het, is toe hy in die krib kom lê het, groot geword het. Deur al hierdie goed gegaan het wat hy deurgegaan het, in die kruis ons gesterf het. Hy was begrawe gewees en mense dink hy gaan nie opstaan nie, hy's dood. Maar Jesus staan op en hy kom gee vir ons lewe. Hy kom gee vir ons barmhartigheid deur om op te staan vir ons. En dit is nogal sterk. Want kan ons daardie barmhartigheid ook so sien in ons lewens? Kan ons dit beleef? Kan ons Jesus se opstanding beleef? Want ek meen Matteus 20 vers 28 sê dan ook juist vir ons, so is dit ook met die Seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. So Jesus het fisies sy lewe kom gee, as 'n losprys vir baie, om ons vry te koop, om ons die lewe te gee wat ons nodig het, om die seer weg te vat, die gebrokenheid weg te vat. En hoe mooi is dit, as ons dit kan sê, ons het dit nou al beleef. Ons het al beleef hoe Jesus kom en ons gebroke harte kom heel maak. Hoe hy ons wonde kom genees, hoe hy uitreik en ons kom help. Dalk nie eens fisies nie, maar dalk deur iemand anders. Dat hy iemand anders op ons pad stuur om ons te kom help. Dis wat mooi is. Nou in ons gemeente en ons gemeenskap weet ons van mense wat swaar kry. Ons sien die gebrokenheid raak, ons sien hoe mense sukkel. En dalk is ons in 'n tyd rede van sê, maar ek druk dit op die hart om daardie persoon te help. Druk dit op die hart om uit te reik na daai gesin toe, of na die man of vrou toe. Dalk is dit nie noodwendig met kos of met geld, of fisiese hulp met 'n wond om te genees en die dokter en goed nie. Dalk is die uitnooi na daardie persoon toe om net 'n glimlag te gee. Of om te help om die inkopiesakkies te dra na die kar toe, uit die krywa of 'n waantjie uit. Of dalk om net vir iemand 'n lift te gee van een plek na die volgende. Wat is dit hoe ons barmhartigheid kan bewys?
want dalk net om te luister. Iets wat ons nie kan sien nie, die seer wat ons nie kan sien nie. Om te gaan sit en te gaan luister na iemand. Om te hoor wat hulle storie is. Dit is tog deel van barmhartigheid, dit is deel van om daar te wees vir ons naaste en ons naaste te help, waar ons kan. En Jesus is so mooi voorbeeld van dit vir ons. Hoe hy konstant met vreemdelinge gepraat het, konstant vreemdelinge gehelp het en uitgereik het en hoe hy hulle gaan kniel het en met hulle gepraat het. Hoe hy hulle aangeraak het en hulle kom genees het. Dalk fisies, dalk met 'n siekte. Maar meer ook het hy hulle harte aangeraak. Hy het hulle so kom aanraak sodat hulle hele lewe verander en hulle lewe vir die koninkryk, hulle lewe vir God. Hulle lewe omdat Jesus se identiteit nou in hulle is. Hulle behoort nie meer aan hulle self nie, hulle het nie meer hulle eie identiteit nie. Hulle identiteit is Christus. En dis wanneer ons kan strewe, wanneer ons sê, maar ons wil ook so barmhartig wees, want dis nie ons wat lewe nie. Dis Christus wat deur ons help en uitreik en barmhartigheid bewys aan die mense rondom ons. So hierdie tipe hart wat Jesus in ons binneste kom ontwikkel, is iets wat van God die Vader afkom. En al hoe dit kan gebeur is wanneer ons tyd saam met ons spandeer. Soos Jesus gemaak het, tyd in afsondering vat, onder 'n boom gaan sit, of langs die see gaan sit, of in ons kamer, in ons bed, net te gaan rustig wees. Hier in die kerk, ons kan hier kom sit. Ons kan kom sit in die Here se teenwoordigheid, sodat God met ons hart kan praat, en ons kan kom vorm en kan kom leer hoe om 'n verskil te maak. Ja, dit is nie altyd maklik om na ander mense se probleme te luister nie. Partykeer klink dit asof dit 'n gramme van plaat is wat vashak, want hulle probleme bly elke keer dieselfde. Maar wat kan ons doen om uit te reik sodat dit nie meer so kan wees nie? Dat hulle storie kan verander. Dat hulle kan anders kyk na die lewe of net 'n ander doel kry vir die lewe. Hoe kan ons uitreik? Hoe kan ons hierdie barmhartigheid gaan wys aan hierdie mense? So eintlik vra dit konstant dat ons sal ingestel wees op die mense rondom ons. Ja, op onsself ook, want ons gaan nie kan raak sien en gaan kan hulp gee as ons nie self vol is nie. As ons nie self in 'n goeie plek is nie. Maar ons kan vra dat die Here ons sal help om ander raak te sien. Om te sien waar die hulp nodig is. Waarna toe Jesus ons wil stuur om te gaan help. Sy liefde is so groot dat hy dit deur ons wil laat uitvloei na die mense wat nie weet om die God se liefde te ontvang nie. Dit is deur om daar te wees, om by mense te gaan sit. Want soos wat ons op by die kruis gaan sit, leer ons wat dit is om 'n verskil te maak. Want op die kruis self het Jesus sy grootste verskil gemaak vir ons. Maar tog ook in ons lewens gaan daar baie keer mense wees wat oor ons pad kom. Mense wees wat ons pad kruis wat ons niks van hou nie. Mense wat ons glad nie meer regkom nie, of mense wat net slegte goed vir ons wil hê. Wat nie seën oor ons wil spreek nie, wat net ons op hom seer maak en afkraak. Mense soos die rowers, die priester, die leviet, wat net ver wegstap. Mense wat nie omgee oor ons nie. Maar dan kom daar iemand soos 'n Samaritaan. Iemand wat uitreik. Iemand wat luister, iemand wat regtig daar is, iemand wat stop. Wat saam met ons bid, wat saam met ons wil groei, wat saam met ons die lewe wil kom ontdek, op 'n nuwe manier, wat ons kan sien. In ons verhoudings wat rondom ons is, kan ons eintlik sê, maar hoorie, het ons so kameraadskap, het ons so iemand, na wie ons kan draai, het ons iemand met wie ons kan gesels. En persoonlik hoop ek, dit is ons eggenote, ons ouers, ons kinders, iemand met wie ons hart kan deel, met wie ons kan gesels en saam die Here se aangesig gaan soek vir 'n seer plek in ons lewe. En te wag, bidend op antwoorde wat die Here vir ons gee.
Maar tog met dit alles, kan ons na die Here toe draai en sê, maar, Here, ek wag op U. Help my, leer my, wys my, waar ek barmhartig kan wees. Waar ek kan uitreik, waar ek 'n verskil kan maak. Hoe ek iemand kan help. Want ek weet hoe dit is om gehelp te word. Ja, soos wat ons in die begin gesê het, ons weet nie hoekom mense ons moet seermaak nie. Ons weet nie hoekom ons moet afgekraak word en sleg gesê word en soos hierdie man aangeval word nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Maar die eerste ding wat Jesus vir ons wil kom leer is, om liefde te wys. Om met ons hele hart, ons wees, ons verstand, God se liefde ervaar en uitwys. Om dit na ander te skenk. Want in so 'n manier is dit eintlik 'n groot getuienis van wie Jesus is in ons lewe. Wie hy ons gemaak het. Hoe hy ons kom help. En hoe hy ons kom oplig. So my uitnodiging vanoggend en ons elkeen is eintlik om te sê, maar Here, kom wys vir my en kom leer my wat dit beteken om barmhartig te wees. Kom leer my om in die jaar 2026 in te stap en barmhartigheid uit te wys. Maar so ook wanneer iemand barmhartigheid aan my wil kom bewys, my wil kom help wanneer ek sê dit om dit te aanvaar. Dit dankie daarvoor te sê en daardie mense te seën. En party mense wil graag help, maar ons stoot hulle af. Want ons is trots. Ons wil nie iemand met help nie, ons wil nie iemand moet sien dat ek geslaan is, dat ek beroof is, dat ek seer gekry het nie. Kom ons laat toe dat mense ons help. Kom ons laat toe dat Jesus deur ander mense barmhartigheid en liefde aan ons kom bewys. Vir ons liefde en genesing kom gee. Dit is 'n grootse geskenk aan ons elkeen. So ek nooi julle ook sommer uit met dit in die jaar wat voorlê, wanneer daar tye is wanneer ons voel, dit is net te veel. Tyd is te veel, die omstandighede is te veel. Ons kry seer, ons het gebrokenheid in ons harte. Kom ons vra na wie toe ons kan gaan. Want wanneer ons na iemand toe gaan ook, bring dit nie net vir ons genesing nie, maar dit gee vir hulle ook genesing. En deur dit beleef ons, soos wat die wet van Moses vir ons sê, die ewige lewe. Die ewige lewe wat Jesus ons kom gee het. Ons kan dit gaan smaak wanneer ons gaan en sê, maar ons soek met Jesus aangesig. En ons wil gaan uitleef en gaan uitreik daar waar daar barmhartigheid nodig is. So mag ons deur dit in hierdie jaar wat voorlê en selfs net met vandag, die eerste Sondag van die jaar, mag ons beleef dat Jesus ons gebruik. Dat hy deur 'n gelykenis vir ons kom leer wat dit beteken om barmhartig te wees. En wat dit beteken om sy aangesig te soek sodat hy ons kan stuur wanneer ons vol is van sy eie barmhartigheid. Mag ons dit so gaan uitleef en mag ons weet dat Jesus ons gebruik in ander mense se lewens ook. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons vanoggend die geleentheid gee om te kan kom lees rondom U woord. Ja, Here, bekende teks wat ons almal ken. Here, kom help ons om raak te sien dat U barmhartigheid deur ons skyn. In die mense wat die naaste is aan ons. Vreemdelinge wat ons nie ken nie. Here, help ons om self vol te word sodat ons U liefde kan uitwys. Sodat ons mense kan gaan help waar daar nodig is. Here, vul ons met die Gees, kom vul ons met die energie, kom vul ons met die liefde en met die barmhartigheid, Here, sodat ons kan gaan omgee en barmhartig wees. Maar Here, help ons ook dat ons sal toelaat dat mense dit aan ons doen. Here, waar ons baie keer trots is en nie wil aanvaar nie. Breek dit af, Here, sodat ons dit kan aanvaar en deur dit kan sien hoe U ander mense gebruik om 'n seën in ons lewe te wees. Maar Here, so bid ek vir elke liewe ene vanoggend wat deur goed gaan en seer het nog in hulle binneste, goed wat hulle nie wil
oor praat nie, Here, letsels wat aan hulle gedoen is, goed wat van hulle beroof is. Here, ek kom lê elke liewe een voor U voete, Here, en ek kom vra dat U vir hulle sal kom genesing bring. Ek wil vra, Here, dat U hulle sal kom aanraak. Dat U nie net sal pleisters plak of sal salf oorsit nie, Here, maar dat U regtig volkome genesing sal bring vir ons elkeen. En Here, dankie dat ons kan weet dat wanneer ons so 2 of 3 by mekaar is, Here, en dat ons dit vra, dat U hoor, dat U gaan doen en dat U gaan intree. Dankie, Here Jesus, dat U ons elkeen seën. Ek bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. So met dit, baie dankie. Ek hoop julle het 'n fantastiese dag verder. Onthou ook asseblief om ons dankoffers te gee. Ons sal die kerk se bankbesonderhede ook deursit daarso op die WhatsApp groep. So onthou ook om dit deur te stuur en die Here te loof en prys vir sy voorsiening wat hy vir ons gee ook elke liewe dag. So met dit ontvang ook die seën van die Here en gaan uit in die dag wat voorlê en in die week wat voorlê. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.